Ek gaan vir die manspersone vra om te staan, dan gaan ons net 'n gebed saam doen. Ons wonderlike hemelse Vader, ons dank U dat U die skepper van hemel en aarde ook die een is wat vir ons deur U woord en deur U gees lei in die volle waarheid en deur U seun Jesus Christus ons kom red het en deur die werking van U Heilige Gees ons nader trek na U self. Ons kan vanmôre sê oor die diepte van die rykdom en die wysheid en die kennis van God. Hoe groot en ondeurgrondelik is sy oordeele, hoe onnaspeurlik is sy weë. Want wie was 'n raadsman gewees vir God of wie het iets aan hom gegee dat hom vergeld sou word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag en die majesteit van nou af tot in ewigheid. Vader, baie dankie dat ons kan buig voor U en dat ons vanmôre kan bely dat U ons nie nodig het nie. Maar Here, ons het vir U brood nodig. Sonder U kan ons niks doen nie. En daarom eer ons U dat U in U liefde na ons neergebuig het. Dat U U seun verbrysel het aan die kruis. Dat hy gesterf het en dat hy opgestaan het en opgevaar het. En gesê het, kyk, ek kom gou weer. En ag dierbare Here, ons is besig om hierdie pad te stap met die oë gefestig op Jesus. En ons verlang dat U Uself vanuit U heerlikheid sal kom openbaar, sodat ons vir ewig by U kan wees. In die interim tyd vra ons vir getrouheid. Ons vra Here dat ons as U kinders sout van die aarde en lig vir die wêreld sal wees. Ons vra dat ons anders sal wees, anders sal dink en sal doen. Dierbare Here, sodat U koninkryk sal kom en U wil sal geskied, soos in die hemel, so ook op aarde. Ons bid vanmôre vir ons gemeente. Ons bid vir hulle wat by ons gemeente besoek. Ons dink aan hulle wat vanmôre siek is. Hulle wat vanmôre gevul is met hartseer weens die afsterwe van 'n geliefde. Hulle wat vanmôre nie hier kan wees nie. Ons pleit, Here, dat U vir hulle ook sal trek deur U kosbare Gees en dat U hulle sal vertroos. En ook, Here, oor hulle omstandighede, daar die waarheid in hulle harte lewend sal maak, dat U in beheer is. En dat vir hulle wat God liefhet, werk alles ten goeie mee. Vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Dankie dat ons ook kan bid vir U genesende hand in die siekes se lewens. Ons weet, Here, dat ons as mens, ons lewe in 'n gefalle wêreld en sommige tye sal ons siek word. Dit kan ons nie keer nie, maar ons kan ons vertroue in U plaas, om ons deur hierdie tye te dra, sodat ons meer as oorwinnaars in U naam kan wees. Vader, sien ook nou die waarheid van U woord wat gelees sal word, die oordeenking daarvan, maak dit lewend in ons harte, en word U ryklik in ons midde verheerlik. Gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word vir U geskenk van God ons hemelse Vader, en ook van ons dierbare Here Jesus Christus. En dit word kragtig menigvuldig deur die werking van sy Gees hier by ons. Amen. Ons is nog steeds by 1 Timoteus 4, baie slegte nuus vir die mans, goeie nuus vir die vrouens. Ons gaan nie klaarmaak met die mans vandag nie. Daar's nog so 1 week oor. Ek het nou probeer om alles in te pas met vanmôre se boodskap. Toe dink ek myself, nee, dan gaan ek halwe werk doen, dan gaan ek in die moeilikheid wees met die vrouens. So nou, ek gaan maar eerder dit deeglik doen, sodat daar geen verskoning sal wees aan die einde van die tyd nie. Ag vriende, dit is vir my wonderlik om self deur hierdie waarhede te werk, want ek sien dat God het 'n baie hoë standaard wat hy vir die man gestel het. Ons kan nie daarby uitkom as die Here nie deur sy Gees ons daartoe in staat stel nie. Daarom sê ons dikwels en bely ons daagliks, sonder die Here kan ons niks doen nie. So vanmôre gaan ons bietjie kyk na die dissipline in my karakter, ons gaan bietjie kyk na integriteit, ons gaan kyk na ons werksetiek, en dan ook gaan ons bietjie kyk na ons spraak, wat ons sê, en dan volgende week sal ons by die spandering uitkom, en dan by getuienislewering en by vriendskap. Daarmee gaan ons afsluit, en ek hoop ons gaan as goeie vriende uit mekaar. Daardie Sondag as ons klaar daaroor gepraat het. Ek is dankbaar teenoor die mans in die gemeente wat opstaan en sê, ek wil die man wees na die hart van God. Jy moet onthou, vriende, die beloning op aarde is miskien nie daar, dat jy dit kan sien nie. Baie gereeld en dikwels sien ons hoe die vrou dan ook verander en saam met die man die pad stap, maar baie keer kry nie beloning op aarde vir gehoorsaamheid en getrouheid aan die Here nie. Maar het ek vir u gesê in die boodskappe, dat die beloning is iets uit 'n ander wêreld. Gaan vir ewig by die Here in sy heerlikheid wees, en as man gaan ek by hom hoor, mooi so, goeie en getroue diensknegt. Dis waarvoor ek lewe, en ek glo u lewe dan ook vir presies dieselfde. En dan net so laaste opmerking voor ons gaan lees. Ek het hierdie week dit vir iemand gesê, the Christian life is a life of new beginnings. Vriende, elke dag is 'n nuwe dag, waar ons kan sê, Here,
Vergewe my die sonde van gister. Miskien die foute wat ek gemaak het. Gee my genade om vandag nie te begin. Die oog gefestig op ons Here Jesus Christus. En ag vriende, die seer van sonde is iets wat ons heeltyd moet herinner daaraan. Dat sonde gee nooit wat dit beloof nie. Sonde gee nooit wat dit beloof nie. En daarom kom ons stap die pad saam met die Here, die oog gefestig op hom. 1 Timoteus 4, Paulus praat met hierdie jongman Timoteus, en ag vriende, ek gaan nie weer al die verse lees nie. Net vers 1 sê, die Gees sê uitdruklik dat in die laaste tye sommige van die geloof afvallig sal word en verleidende geeste en leringe van duiwels sal aanhang. En ag, ons sien dit in ons tyd, ons sien dit in ons dag. Vers 6, as jy hierdie dinge aan die broeders voorhou, sal jy 'n goeie dienaar van Jesus Christus wees, terwyl jy jouself voed met die woorde van die geloof en van die goeie leer, waarvan jy 'n navolger geword het. Verwerp onheilige en uitwydse fabels, en oefen jou in die godsaligheid, want die liggaamlike oefening is tot weinig nut, maar die godsaligheid is nuttig vir alles, omdat dit die belofte van die teenwoordige en die toekomende lewe het. Dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Want hiervoor arbei ons ook, en word ons gesmaad, omdat ons gehoop het op die lewende God, wat 'n behouder is van alle mense, in sonderheid van die gelowiges. Nou, ons het 'n paar keer al hierdie gedeelte gelees, dis hoekom ek van hierdie verse oorgeslaan het. Ons kom by ons teks van oordenking uit. Verwerp onheilige en oudwyse fabels, en oefen jou in die godsaligheid. Die tema vanmôre, oefen jou in die godsaligheid, jy sal sien, is deel 4. Ons praat vanmôre oor die persoonlike dissiplines. En ons is besonder besig met die mans, die reeks oor die mans, en ek is dankbaar teenoor die Here ook vir die waarhede wat ons leer. Ek het vir u gesê, die vroue en die kinders is nie uitgesluit daarvan nie. Daar is baie waarhede wat geld vir elke kind van die Here. Maar ons konsentreer op die mans, ons het 1 Timoteus 3 hanteer, die opsiener, 'n man van een vrou, 'n man geen drinker, geen vegter, geen vuilgewinsoeker. Ons het dit alreeds afgehandel. En ons het gekyk in die weke wat verby is na die gedagte van wat bedoel die Bybel of die apostel Paulus as hy sê ons moet ons oefen in die godsaligheid. Hierdie woordjie godsaligheid is die gedagte van heiligheid, eenkant gesit vir die Here om eer te bring op God se naam. Oefen jou in die godsaligheid, sê die Here vir ons. En hierdie woordjie oefen, vriende, sluit in om, daar moet inspanning wees, daar moet van my kant af hierdie toewyding wees. Ek moet my liggaam kastei en dit diensbaar maak aan die Here. Niks in die lewe kom maklik nie. En nou weet ons, in die geestelike lewe kan ek nie werk om my saligheid te verkry nie. Ons word gered uit genade deur geloof op grond van wat Christus aan die kruis gedoen het. Maar vriende, 'n duidelike bewys van my redding is die vrug wat ek dra. Die feit dat ek my lewe wy aan die Here. As iemand in Christus is, dan is hy 'n nuwe skepsel. Kyk, die ou ding het verbygegaan en alles het nuut geword. Daar is 'n vernuwingsproses in my lewe waar mense al hoe meer Christus in my lewe sal sien. Dit kos oefening. Daarom sê die apostel Paulus vir hierdie jongman Timoteus, die leraar van die gemeente in Efese. Hy sê vir hom, daar's niks in die lewe wat sommer maklik kom nie. Dit kos inspanning, harde werk, dissipline en toewyding. Die het vir die gesê, baie mense sê, joh, hierdie Dr. John MacArthur, wat 'n wonderlike man van God, en R.C. Sproul, joh, kyk hoe ken hierdie man die woord, en Stephen Lawson, en ons noem die name, en as vergeet baie keer dat hierdie manne ure met God se woord spandeer. Daar is memorisering van die woord, daar is navorsing wat gedoen word, daar is die lees van die woord, en dan kyk jy na mense in die gemeente, tannies en ooms, wat lief is vir die Here, en hulle quoteer die skrif, en jy dink by jouself, as ek maar net soos oom so, of tannie so kan wees. En vriende, dit is nie iets wat vir ons onbereikbaar is nie. As ons oefen in die godsaligheid, as ons onsself dissiplineer, soos hierdie week toe die wekker afgaan, wou ek nie opstaan nie. Glo jy vir my vry? Bed was lekker, dit was koud. Sê maar, daar's net soveel tyd voor die dag begin. Staan op. Kastei jou liggaam. Daar is koue water, maak jouself wakker daarmee. En sorg dat jy by die woord uitkom, dat die Here deur sy woord tot jou hart kan spreek. Ek het vir u gesê, daar's verskillende areas van dissipline, ons hanteer nie alles nie. Ek het vir u gesê, hierdie boodskap is maar net so 'n lusmakertjie vir u om verdere ondersoek te gaan instel oor die karakter van die man van God en hoe ons gedissiplineerd kan lewe. Ek het vir u gesê, die dissiplines in my huwelik was die eerste wat ons hanteer het, die opofferende liefde, die geheiligde liefde, die toewyding,
getrouheid, kommunikasie, haar hoogte ag in die tyd en romanse. Die dissipline in my vaderskap, ek het vir u gesê die moenies van vaderskap, die Bybel sê moenie julle kinders vertoren nie, en ek het vir u gesê die maniere waarop ons kinders kan vertoren, deur afbrekende kritiek, onrealistiese dissipline, geïrriteerdheid, inkonsekwente optredes en voortrekkery. En dan die moeds van vaderskap, moenie hulle vertoren nie, maar voed hulle op in die tug en vermaning van die Here. Ek het vir u gesê, die teerheid is noodsaaklik, Bybel sê nodige dissipline, en dan ook duidelike instruksies en opdragte. Dit is dinge wat die Here vir ons in sy woord gegee het, vriende, dit skep hierdie vryheid waarbinne ons kinders kan funksioneer, en ook om die Here as gesin te verheerlik. Laasweek het ons begin met die dissipline in my persoonlike wandel as vader, as man, en ek het vir u gesê, in die eerste plek, ek moet my verstand dissiplineer. Neem jou gedagte gevangene tot gehoorsaamheid aan Christus. Word vernuwe deur jou gemoed. As ons reg dink, as ons Bybels dink, sal ons reg optree. Ek het vir u gesê dat die meeste sonde begin in jou denke, wanneer jy nie dink soos God se woord vir jou leer om te dink nie. Die dissipline in my stilte tyd en gebed, ek het vir u gesê, vriende, dis nie iets uit die ouderdoos om Bybel te lees en te bid nie. Die nuwe kerk soek vandag wonders en tekens en ervarings en 'n rilling wat by die ruggraat afgaan en hulle wil allerhande weird goed doen. En dan dink hulle dis geestelikheid. Geestelikheid begin met die basiese dinge. Lees die Bybel, hoor wat God vir jou sê, antwoord in gebed en sê, Here, ek hoor wat u sê en ek wil doen wat u van my vra. Dissipline in my kerk bywoning en aanbidding, het vir u gesê, 'n kind van die Here sonder 'n kerk is eintlik soos 'n voël sonder 'n vlerk. Dit werk net nie. Jy kan nie sê ek het die Here lief en ek dien hom op my eie nie. Nee, jy dien hom saam met 'n gemeente. Die Here het sy lewe gegee vir sy kinders en die kinders kom by mekaar en hulle dien die Here. Ek het dikwels vriende al gelees en na gesprekke geluister van mense in vervolgde lande. Hulle is bereid om kilometers te stap. Hulle is bereid om hulle lewe op die spel te plaas om net by 'n oggenddiens uit te kom waar gelowiges saamkom om die Here te eer. Daarom het ons die verantwoordelikheid om in die vryheid van hierdie land die Here te verheerlik. Ek het vir u laasweek gesê, as jy vanmôre by jou huis sit onder jou kombers, omdat jy te lui was om op te staan om kerk toe te kom, sal God self van jou rekenskap eis. Dis eintlik maar 'n emosie van jou gesindheid teenoor God van, ek stel nie belang aan die kudde nie, ek stel nie belang aan die kerk van die Here Jesus nie, ek sal u dien op my manier. Ek het vir u gesê, vriende, iemand wat die Here so dien, moet gaan seker maak, hy ken die Here. Die uitsondering op die reël is daar. Maar as ons die gewoonte het om die onderlinge byeenkomste te versuim, sê die Bybel, moet ons mekaar vermaan. Die woordjie sê vermaan. Ons mekaar sê, luister, moenie in hierdie gewoonte verval nie. Dat jy nie eendag voor God staan en beskaamd van hom wegdraai en hy sê, ek ken jou nie. Ek is besig met die reeks van Dr. R.C. Sproul, soos meeste van u weet. Ek het hierdie week so bietjie deur die laaste klompie boodskappe gewerk tot by Jesus se kruisiging. Ek is eintlik nou daar. En ag vriende, ek was verbaas om te sien hoeveel mense wat gesê het hulle volg hom, het die rug op hom vinnig gedraai toe dinge moeilik geraak het. En ek vra vir die Here dikwels, Here, deursoek en deurgrond my hart en help my om u te dien met daardie oorgawe, met daardie liefde wat u in my hart kom uitstort het. Belangrik dat ons hierdie dissipline sal. Ek het vir u gesê, die man roep die vrou op om na die huis van die Here te gaan. Nie die vrou die man nie. Dis nie die vrou se verantwoordelikheid om die man te smeek om kerk toe te gaan nie. Dis die man se verantwoordelikheid, want dit is God, dis Christus, is die man en die vrou die orde wat die Here daar gestel het. Vanmôre gaan ons bietjie kyk na ons dissipline in ons karakter. Ons gaan vanmôre bietjie kyk na integriteit, ons gaan kyk na ons spraak, ons gaan kyk na ons werk, en dan volgende week, as die Here ons spaar, spandering of finansies, getuienislewering, en dan dissipline in my vriendskap en mense verhoudinge. Nou vriende, as ons gaan praat oor spandering en finansies, gaan ek nie by u bedel nie. Die Here is nie in die werk om te bedel by mense nie, alles behoort aan hom. Die vee op 1000 heuwels is syne. Maar hierdie gedagte gaan oor, daar is baie huisgesinne wat in die nood is, omdat die man die fondse nie reg spandeer nie. Ons gaan vir die Bybelse beginsels gee. En dan my getuienislewering. Ons as mans kan baie gou praat oor rugby, oor karre, oor golf, en dan is daar nie veel, visvang.
Maar die visvangers, die Here het ons van die viswaters af weggeroep, né? Hy het vir sy disippels gesê, kom weg van die viswaters. So dis kom ons nie baie hier daaroor praat by die gemeente nie. Net so tong in die kies. Maar getuienislewering is om te praat oor Christus. Om geleenthede te soek en vir die Here te vra, skep vir my geleenthede en dan dissipline my vriendskap en menseverhoudinge om te sien dat die Here ons nie geskaap het om op 'n eiland te woon nie. Daar moet vriendskapsverhoudinge wees en dan my verhouding met mense om die Here te verheerlik. Maar kom ons val weg vanmôre, dissipline in my karakter. Nou vriende, daar is die spreekwoord wat ons mee groot geword het, jy het net een naam. Moet dit nie weggooi nie. Wie van julle het gehoor al in u lewe, wie se paas dit vir u gesê, ek dink ons het gereeld daarmee groot geword. Luister, jy het net een naam. Moet dit nie weggooi nie. En dan het ons gehoor, jou naam is meer werd as daardie geld wat jy miskien in hierdie oneerlike transaksie kan kry, of meer werd as silwer of goud, of die ander een is jou naam loop jou vooruit. As hulle hoor vandag van Judas Iskariot, dan dink ons nie aan 'n hero nie, né? Ons dink nie aan 'n man wat ons graag wil navolg nie. Hoeveel kinders het jy al gehoor dat sy naam Judas is? Jy hoor nie die naam Judas nie. Jy hoor Johannes en jy hoor Petrus, en jy hoor al hierdie manne se name, en dis presies dieselfde gedagte. Vriende, in ons karakter moet ons gedissiplineerd wees. Die mens wees. Dit wat ek is, en dit wat ek weerspieël, en dit wat ek uitleef teenoor ander. Psalm 24 vers 3 sê, wie? Is 'n vraag wat die psalmdigter vra. Wie mag klim op die berg van die Here? En wie mag staan in sy heilige plek? Eenvoudig gestel, wie kan in die teenwoordigheid van God inkom? Hy wat rein van hande en suiwer van hart is, wat sy siel nie ophef tot nietigheid en nie vals sweer nie. Hy sal seën wegdra van die Here en geregtigheid van die God van sy heil. Met ander woorde, die psalmdigter Dawid sê, dat hulle wat in die teenwoordigheid van God inkom, moet mense wees van goeie karakter. Dit moet mense wees wat leef tot God se eer. Oefen jou in die godsaligheid, oefen jou in heiligheid. Mense wat daagliks die begeerte het na heiligheid is hulle, wat 'n goeie karakter het, en wat dit ook uitleef in hierdie bose, krom en verdraaide geslag. En vriende, daar's 'n paar eienskappe wat vir my uitgestaan het. Ek het vir u gesê ook, dat die boek van Dr. R. Kent Hughes, Disciplines of a Godly Man en Disciplines of a Godly Woman, is 2 boeke wat geskryf is, wat vir ons kosbare waarhede leer oor hierdie saak. En ek het baie van hierdie waarhede uit sy boek geneem. Die boek is beskikbaar as u dit wil lees, en ek kan vir u so 'n bietjie vanmôre begelei in hierdie karakter wat die man van God dan in sy lewe moet hê, of die karakter en hoe dit daarna moet uitsien. Die eerste ene is integriteit. Integriteit. Nou vriende, integriteit is om op so 'n wyse op te tree, dat 'n persoon se gedrag konstant in ooreenstemming is met sy of haar persoonlike waardes, opvattings en beginsels wat nagestreef word. Ook die woordjie bietjie gaan navors, toe kry ek hierdie definisie daarvan, en ek het begin stoei daarmee, en ek het by myself gedink, okay, hier is 'n baie wye definisie, want elkeen se waardesisteem verskil. So met ander woorde, ons kan nie sê iemand het 'n goeie karakter as hy volgens sy eie waardesisteem optree en is miskien lynreg teen die Bybel nie. So ons moet dit bietjie nouer maak en bietjie kyk wat sê die Bybel oor hierdie gedagte van integriteit. Die Hart beskryf dit, dis nou die handboek vir Afrikaanse taal. So ek glo meeste van julle dit geweet. Maar in elk geval beskryf hierdie woord as regskapenheid, volledige eerlikheid, onomkoopbaarheid, onskenkbaarheid en onaantastbaarheid van die soewereiniteit. En toe ek nou hierdie definisie lees, was dit vir my bietjie meer in lyn met wat die skrif sê oor die karakter van 'n man van God en die feit dat hy integriteit moet hê. Maar toe lees ek hierdie voetnota by hierdie definisie wat iemand gegee het daar op die internet, en hulle skryf die volgende: God is soewerein, en ons moet so leef dat ons sy beeldnis kan vergestalt. En dan die woorde, in ons daaglikse omgang met ander, kom ons gou agter dat niks van bogenoemde meer vandag geld nie. En ek vra myself die vraag, en ek het hier op my notas geskryf, nogal 'n siniese opmerking as 'n mens die definisie van integriteit lees, en ek was nie lank sinies daaroor totdat ek het lank daaroor gedink, op hierdie siniese opmerking, totdat ek gekyk het na wat die statistieke sê nie.
gaan vir u 'n paar statistieke voorhou, om vir u te wys wat aangaan in ons dag en tyd, hoe lyk dit in die kerk van die Here Jesus, en waarom kinders van die Here, en besonder die man van God, en besonder die geredde, hierdie integriteit moet hê. Baie interessant is, in hierdie statistieke navorsing sê hulle, dat net 13% Amerikaners, wat kinders van die Here is, wat bely hulle is Christene, glo nog, dat God se wet op ons van toepassing is. Nou, u weet, ek is tans besig met die wet van die Here by ons oordenkings. Ek het vir u gesê, hoe relevant God se wet nog steeds vir die kerk van die Here vandag is. Ons onderhou nie die wet om gered te word nie, ons word gered uit genade deur geloof, soos reeds gesê, maar die wet van die Here is daar vir ons om dan te lewe, om God te verheerlik, en dan ook saam met ons naaste. Baie interessant, ek vra myself die vraag af toe, as 13% Amerikaners wat bely hulle behoort aan die Here, glo dat die wet nog van toepassing is op ons, wat is hulle waardesysteem? Hoe bepaal hulle wat is reg en verkeerd? Hoe leef hulle om God te verheerlik? Want u sien, die 10 gebooie leer ons duidelik die beginsel van ons verhouding met God en ons verhouding met mense. Verder het ek gesien dat 91% bely, dis nou mense wat sê dat hulle kerkmense is of Christene, of dan ook, daar is ook mense wat oor die algemeen dan klompie vrae gevra is. 91% bely dat hulle op gereelde basis leuns vertel. 86% kinders het bely dat hulle lieg vir hulle ouers, en 75% het bely dat hulle gereeld lieg vir hulle vriende. Met ander woorde, daar is nie meer hierdie eerbaarheid en die integriteit, as Piet met my praat, dat ek glo wat hy sê, is die waarheid nie. Of as my kinders met my praat, of as vriende met mekaar praat nie. Ons het verval in 'n tyd waar leuns vertel word, en mense is nie meer eerbaar in wat hulle sê nie. Baie interessant verder in die navorsing, en die vraag wat gevra was aan hierdie groep mense, 1/3 van die persone wat aan vigs gelei het, vigsdraers, was nie eerlik met die metgeselle oor hulle seksuele status nie. So met ander woorde, hulle siektes oorgedra aan massas mense, omdat hulle geen integriteit het nie. Verder in hierdie statistieke, wat vir my uitgestaan het, is dat die meeste in hierdie onderhoud, of in hierdie vraag wat gevra was, in hierdie statistieke gesê het, dat hulle erken dat hulle gereeld slaap tydens werksure. Onthou, ons praat nou oor die man van God en integriteit. Daar moet in my lewe 'n gesindheid wees, waar ek God verheerlik, waar mense kan sien ek is anders as hulle, omdat ek aan die Here behoort. Hierdie navorsing sê dat die meeste gereeld slaap tydens werksure. Hulle gebruik kantoortoerusting vir privaat gebruik, en hulle neem dikwels van hierdie kantoortoerusting huis toe. Met ander woorde, hulle pleeg diefstal. Verder in hierdie navorsing was gesê dat die meeste gebruik dan die telefoon van die werk vir privaat gebruik. Die oorgrote meerderheid het erken, hulle het al dikwels afsiek geboek, al het hulle niks mekeer nie. Miskien kan u vanmôre sê, maar wie het vir jou vertel wat in ons huis aangaan? Want die meeste van ons is skuldig in 'n mindere of in 'n meerdere mate. Daar was 'n vraag gevra wat vir my nogal baie aangrypend was. Die vraag was gevra, wat sal jy vir $10,000 doen? Die eerste vraag, sal jy jou familie afskryf vir $10,000? 25% het gesê ja. Ek het hulle nie nodig in my lewe nie. 10,000 is genoeg. Dan raak ons ontslaaf van hulle. 23% van die mense wat ondervra was, die meisies, het gesê hulle sal vir 'n week lank 'n prostituut wees vir $10,000. En 7% het gesê hulle sal 'n vreemdeling doodmaak vir $10,000. Luister, dis mense soos ek en jy, met wie ons skouers skuur, mense met wie ons elke dag te doen het, vir wie hierdie vraag gevra is, en hulle het hierdie vraag so beantwoord, en dan sê hierdie statistieke verder. Ongelukkig is Christene amper net so geneig as nie Christene om hul inkomstebelastingopgawes te vervals. Oneerlik te wees, wanneer dit kom by die God neergelegde opdrag om te gee aan die keiser wat die keiser toekom. Die oorgrote meerderheid kinders van die Here het nie 'n probleem om plagiaat te pleeg nie. Jy weet wat plagiaat is, né? Jy vat 'n ander ou se werk, jy copy-paste, soos die rekenaar dit vir ons leer, en dan sê jy, dis my werk, ek het dit gedoen. Dit gebeur elke dag. Om koopgeld te betaal, om 'n boupermit te bekom,
of boetes te vermy vir verkeersoortredinge, of oortreding. Hoeveel van ons draai die venster af as die verkeerskonstabel daar staan en hy sê, luister, jy het oor die stopstraat gery. En jy sê, jammer meneer, hier is my lisensie, en dan gaan R100 saam met die lisensie uit. As ons bely ons behoort aan God, moet ons integriteit hê. Ons kan nie wees soos die wêreld nie. Ons kan nie doen soos die wêreld nie. Hierdie statistieke sê verder, dat die meeste Christene ignoreer konstruksie spesifikasies. Die huis moet so gebou word en hulle doen dit anderste. Hulle kopieer rekenaarprogramme, fliek-speletjies onwettig. Hoeveel goed is op jou rekenaar wat nie wettig is nie, wat jy nie gekoop het nie, waarvoor jy nie betaal het nie. Dis nodig dat ons sal sien, as kinders van die Here moet ons anders dink, ons moet anders doen, en die man moet die leiding neem daarin. Baie steel tyd by die werk, slaap, persoonlike dinge wat hulle doen, in hulle werkstyd, die rekenaar veral maak dit vir ons baie makliker. Ek het klaar gepraat oor die telefoondiefstal, die feit dat ons oproepe maak op die maatskappy se rekening, terwyl dit niks met die maatskappy te doen het nie. Valse beskrywings van produkte was een van hierdie sake wat na vore gekom het in hierdie gesprekke. Ander woorde, jy sê, luister, hierdie ding wat ek verkoop is so fantasties, en dan weet jy in jou siel, dit is nie die waarheid nie. Vertel mense wat hulle wil hoor en nie die waarheid nie. Met ander woorde, ons probeer hulle vlei of ons probeer hulle dan op 'n manier mislei, en dan die gehoorsaamheid aan land of maatskappywette word selektief nagekom. Wie van ons is vanmôre nie skuldig aan van hierdie dinge nie? Ek kan nie my hand opsteek nie. Maar terwyl ek hierdie dinge deurgewerk het, ek besef dat die Here verwag van my, die Here verwag van jou as man, van jou as vrou, van jou as kind, wat belye behoort aan die Here, dat ons radikaal anders te moet wees as die wêreld. Vriende, ek het nie eens tyd vanmôre om te praat oor die ding wat deesdae sy kop geweldig uitsteek, en dis die onetiese optredes van kinders teenoor hulle bejaarde ouers, wat die eiendom en finansies van daardie ouers aanbetref. Ek kry al hoe meer hoe ouers my kontak en sê, luister, my kinders beroof my. Hulle steel dit van my, wat myne is. Op 'n subtiele manier is hulle eintlik oneties teenoor hulle ouers. Vriende, die verteermannetjie gesindheid, as dit kom by mense, besigheid, gesprekke, ensovoorts. Ek glo nie ek gaan verder aangaan nie, ek dink, u kry die prentjie. Die karakter van die man van God, moet 'n karakter wees van integriteit. Met ander woorde, in my siel, in my wese, moet ek anders dink, moet ek anders doen, en moet ek God verheerlik. Hoor wat sê Psalm 15 vers 1 tot 5. Psalm van Dawid, Here, wie mag vertoef in u tent? Wie mag woon op u heilige berg? Antwoord, hy wat opreg wandel en geregtigheid doen, en wat met sy hart die waarheid spreek. Het u gelet op die woorde met sy? My hart kan nie praat nie. Kan jou hart praat? Okay, as my hart uit ritme gaan hoor, glo my, dan hoor ek hom. En ek voel hom, en ek ervaar hom, maar hy praat nie fisies, dat ek kan hoor, woorde hoor nie. Waarom sê Dawid dan met sy hart die waarheid spreek? Want wat die hart van vol is, loop die mond van oor. Vriende, ek is geskok as ek hoor hoe maklik kinders van die Here lieg. Vir die geringste ding sal hulle 'n leuen vertel om hulle self te beskerm. Integriteit is om, al kom daar dan so 'n bietjie die wind van voor, gaan ek die waarheid spreek, omdat God dit van my vra. Die Bybel sê vers 3, wat nie rondgaan met laster op sy tong nie, sy vriend geen kwaad doen, en geen smaatrede uitspreek teen sy naaste nie. En wie se oë die verworpene veragtelik is, maar hy eer die wat die Here vrees. Al het hy gesweer tot sy skade, hy verander nie. Wat sy geld nie gee op woeker, en geen omkoopgeskenk aanneem teen die onskuldige nie. Hy wat hierdie dinge doen, sal nie wankel in ewigheid nie. Ek wil vanmôre vir ons man sê, vroue, dit sluit julle nie uit nie, en die kinders ook nie. Maar kindskap beteken nie, ek het 'n oorgawe gemaak, 10 en 15 en 20 jaar terug nie. 'n Oorgawe, vriende, sonder 'n lewe beteken niks. As daar nie 'n lewe is waar die Here al hoe meer gestalte in my kry, waar ek my oefen in die godsaligheid, waar ek my oefen in heiligheid, waar ek my oefen in die gedagte dat God sy eer op die spel is nie, beteken my geloof eintlik niks nie. Baie mense bely hulle behoort aan die Here en is oneerlik in besigheid.
Baie mense bely hulle behoort aan die Here en hulle is nie eties in die optrede teenoor ander mense nie. Daarom is belangrik dat ons vanmôre sal sien, 'n man van God is 'n man wat hom moet oefen in integriteit. Sy hart en sy mond moet saam praat. Sy woorde en sy dade moet korreleer, daar moet ooreenkomste wees. En ek wil vir julle 'n paar voordele gee van integriteit en dan kan ons aangaan. Vriende, dit bou karakter en mense vertrou so iemand. Ek het daar in hakkies gesit, selfs die wêreldling. Luister, selfs ongeredde mense soek mense met integriteit. Hoekom? Want hulle weet as iemand integriteit het, sal hy nie hom indoen met besigheid nie. Hy sal nie hom vervreem van sekere goed in sy besigheid nie. Hy sal nie met 'n slinkse plan kom om sy besigheid oor te neem nie. Daarom is die wêreld self lief vir mense met integriteit. En ons, as ons integriteit het, kan ons dan ook 'n getuienis wees vir die Here Jesus Christus. Dat ons eerbaar is in wat ons doen, in wat ons sê en hoe ons optree. Volgende ding, vriende, dit gee rustigheid in jou lewe en gewete. As jy met integriteit optree, het jy nie nodig om oor jou skouer die hele tyd te kyk. Nou, wie gaan my nou uitvang? Wie gaan nou agterkom ek lieg? Wie gaan nou agterkom ek is besig met 'n voorgee lewe nie? Iemand met integriteit is iemand wat 'n lewe leef en daar is rus in sy siel en sy gewete is nie heeltyd besig om uit te roep om vergelding nie. Die Here kan 'n gewete stil maak. Ek onthou my pa, toe hy geleef het, vertel ons, nou hy was 'n man wat bietjie liggaamsbou gedoen het. Hy het hom geoefen in die liggaamlike. Hy was 'n groot man. Saam met my oom het hulle deelgeneem, lyk my, aan kompetisies. En nou word daar vertel, en hy vertel vir ons dat op 'n stadium, toe die Here sy siel kom red het, hy was ook 'n man wat die kerk toe gegaan het nie, hy was 'n man wat nogal 'n vuil mond gehad het, en 'n oom het by hulle aangehou het hulle kerk toe moet kom, en die aand toe hy tot bekering kom, hy sê toe die Here sy siel red, wat 'n wonderlike geleentheid, wat 'n wonderlike dag in sy lewe, en toe hy by sy huis kom, toe kom hy agter, maar luister, die goed wat in my motorhuis is nie myne nie, die werksinne. En hy daar die goed teruggevat na die werksplek. En hy het vir die voorman gaan sê, luister, die goed is nie myne nie, ek het dit gesteel van die maatskappy. En ek dank die Here vir die lewe wat hy geleef het. En met integriteit het hy sy lewe vorentoe gelewe. Om te sê, Here, ek wil die maatskappy waar ek by werk, tot voordeel strek, om u dan ook so te verheerlik. Volgende ding, vriende, dit bring aansien en vooruitgang in jou lewe. Mense praat met lof van jou. Ek wil vir u sê, ek kan nou vir u gevalle noem, waar mense getuienis lewer oor 'n ander mense lewe, omdat hulle integriteit het. Daar is vooruitgang, jy gaan vooruit in jou lewe. Waarom? Want mense kan jou vertrou. Dit help my getuienislewering. Vriende, jou dade praat harder as jou woorde. Mense leer jou ken as 'n eerlike man wat doen wat hy sê en leef soos hy praat. Ek preek op 'n stadium in 'n gemeente van my oor die gedagte van jou ja moet jou ja en jou nee moet jou nee wees. Eintlik maar net kortom, jy moet 'n man van integriteit wees. En 'n man kom na die tyd na my toe, hy sê vir my, ek weet ek het gesê, ek gaan die en die ding in die gemeente doen. Maar ek wil maar net, en hy begin met verskonings. Luister, as jy iets sê, doen dit. As jy iets sê, doen dit. Dis die probleem met ons tyd, daar's baie mense wat sê ons op pad hemel toe, maar het geen inbors om te doen wat hulle beloof het nie. As jy vir jou kinders iets sê, doen dit. As jy vir jou vrou sê, doen dit. As jy vir die predikant sê, doen dit. Dit wys dat daar in jou siel 'n verandering gekom het. Ons kan nie soos die wêreld bly leef as ons bely ons behoort aan die Here nie. Daarom is belangrik dat ons karakter gevul sal wees met integriteit. Volgende ene, ons spraak en ons gesprekke. Vriende, die Bybel sê vir ons in Jakobus 3 oor hierdie saak baie. Ek het hier op my notas geskryf, ons almal weet woorde kan bou of breek. Die meeste van ons praat meer as wat ons moet. Ok, die meeste van ons gesprekke is nie opbouend, is nie sinvol of tot voordeel van die hoorders nie. En toe ek oor hierdie saak bietjie hierdie week navorsing gedoen het, toe besef ek wat Jakobus hier in Jakobus 3 vers 2 vir ons sê. Nou wie was Jakobus geweest? Wie kan gou vir my sê?
Hy was die halfbroer van Jesus gewees. En hy skryf, want ons almal struikel dikwels. As iemand in woorde nie struikel nie, is hy 'n volmaakte man in staat om ook die hele liggaam in toom te hou. Kyk, ons sit stange in die perde se bekke, sodat hulle ons gehoorsaam kan wees, en ons stuur hulle hele liggaam daarmee. Kyk, ook die skepe, alhoewel hulle so groot is en deur ewige winde voortgery word gestuur deur 'n baie klein roer, net waarheen die stuurman wil. Net so die tong ook. Hoor, dit staan daar, 'n klein lid, en beroem hom op groot dinge. Kyk hoe 'n groot hoop hout steek 'n klein vuurtjie aan die brand. 'n klein vuurtjie of 'n klein vuurtjie kan 'n hele veld afbrand, kan 'n hele plaas afbrand. Ons sien die brande wat die afgelope tyd daar in Australië was. Vir weke lank het dit aangegaan. Hoe dit begin? 'n Klein vuurtjie wat hierdie vuur begin het. Nou sê Jakobus in vers 6. Die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Net so 'n plek neem die tong onder ons lede in. Dit besmet die hele liggaam en steek die hele lewensloop aan die brand en word uit die hel aangesteek. Nou vriende, hierdie woord het my geweldig baie getref. Dat die Bybel vir ons sê, die tong is klein. As jy die tong moet vergelyk met jou arm, met jou been, met jou kop, is die tong baie klein. Maar dis die ding wat die meeste skade in ons lewens, in ons verhoudinge, in ons gesprekke met mense aanrig. Waarom? Die Bybel sê, want uit die hart van die mens is daar sekere dinge wat na vore kom. Hoor, dit sê die Bybel. Dis 'n tong, die tong is ook 'n vuur, die wêreld van ongeregtigheid. Wanneer laas het jy voor die Here bely en gesê, Here, ek bely dat my tong geweldig baie skade al gedoen het in my verhouding met my vrou, in my verhouding met my kinders, in my verhouding met my werkskollegas, met my familie en met my vriende. Dis belangrik dat ons sal sien, ons kommunikeer met woorde, ons praat, en die tong, sê die Bybel vir ons baie belangrik, moet geheilig en gereinig wees. Daarom oefen jou in die godsaligheid. Oefen jou om jou tong onder beheer te hou, 'n wag voor jou mond te stel. Ek lees van hierdie geval in 1871, u almal het seker gehoor al daarvan. Ek hoop nie ek verveel u nie, maar luister maar, asof u dit die eerste keer gehoor het. Hulle praat om 9:00 die Sondag aan, die 8 Oktober 1871, het mevrou O'Leary sy koei die latern geskop, terwyl sy besig was om die koei te melk. Weet jy of jy al gelees het daarvan nie? Hulle praat van die groot Chicago brand. Hulle sê toe daardie lantern omgeskop was, en daardie ou vuurtjie klein begin het, was dit nie lank nie, dat daardie vuur uit proporsie geraak het, en die hartseer gevolge daarvan, die hartseer gevolge was gewees, dat 17.000 geboue vernietig was. Daar is 250 mense wat gesterf het, met 'n klein vuurtjie wat begin het, en Jakobus kom en hy sê, dis presies hoe die tong is. Ons praat nou miskien met iemand, en hierdie gesprek kan so geweldig uit proporsie geruk word, en miskien so versprei word, dat mense seer kry, ver buite dit wat ons bedoel, of miskien gedink het. Wie van julle het al gehoor van die Boxer Rebellion? Jy al gehoor daarvan? Niemand nie. Dat is iets wat ek vir julle vanmôre kan leer. Nou die Boxer Rebellion het begin. Dit was nou daar die tipe van 'n oorlogie daar in China gewees, en hoe het alles begin? Hulle sê 4 verslaggewers het een Saterdag aand 1899 in Denver, Colorado gesit, en hulle daar so 'n bietjie gepraat oor die volgende dag se koerantberig, en hulle het gesê, luister, ons sal iets op die tafel moet sit wat die mense sal wow. Ons sal iets moet sit op die tafel, en die een het gewerk by die Post, die ander een by die Times, die ander een by die Republican, en die ander een by die Rocky Mountain News. Hierdie man het begin bietjie so dinkskram hou, en hulle besluit later, dat hulle kan nie 'n storie te plaaslik deurgee nie, almal gaan agterkom, hulle praat klomp nonsens, en hulle het besluit, hulle gaan 'n berig plaas, en jy moet gaan nalees daaroor. Dis alles gedokumenteer. Hierdie 4 beriggewers of verslaggewers besluit, dat hulle gaan hierdie voorblad nuus sit, dat daar 'n afvaardiging van Amerika se ingenieurs na China gestuur gaan word,
om die groot muur of die Great Wall of China dan te sloop, sodat China meer toeganklik sal wees vir die wêreld en daar meer besigheidsgeleenthede kom. Hulle praat onder mekaar en hulle besluit, dis die beste nuus, kom ons doen dit, en hulle plaas daardie berig die volgende oggend. Min wetende dat hierdie berig sou later in ander koerante geplaas word, en toe dit by die mense in China uitkom, onthou 1899, hulle het nie selfone gehad, hulle het nie e-pos, hulle het nie internet gehad nie, soos hierdie storie versprei het, en by China aangekom het, was daar hierdie geweldige opskudding in China. En wat gebeur? Een van die radikale groepe, hulle was ook 'n groep wat met die vegkunste te doen gehad het, meer in die geval van boks, hulle het mense met swaarde en alles beveg, en die geskiedskrywer skryf vir ons, dat hierdie mense het opgestaan, en onmiddellik die ambassades begin aanval. Hulle het honderde van die sendelinge en die mense vermoor, soveel so, dat 12.000 troepe van verskillende dele in die wêreld gestuur moes word, om hierdie, ek wil amper sê, bloedvergieting te stop. Wat alles begin? In 'n kroeg, 4 verslaggewers, wat klomp nonsens gepraat het, en dit het duisende of honderde mense se lewens, miskien duisende mense se lewens gekos. Wat probeer ek vir u sê? Dis presies wat Jakobus vir ons ook kom leer. Die tong is net soos hierdie geval, hulle mense wat kom en hulle begin praat, hulle versprei stories, daar is sekere dinge wat hulle sê, en later is die gevolge geweldig. Ek dink maar aan leuns, om 'n storie te versprei wat van alle waarheid ontbloot is, en later vernietig dit mense se lewens, huise. Praat so tyd terug met 'n man wat met my gesels, en hy vertel my van die hartseer in sy huwelik, en ek begin met hom gesels daaroor, en hy vertel op 'n stadium het hy met familielede 'n geskil gehad, en die een vrou in die familie het begin 'n storie versprei, dat hy 'n verhouding met 'n ander vrou gehad het, wat hy nooit gehad het nie. En hy sê vir jare lank het sy vrou eintlik half met groot oë na hom gekyk, en dit omdat hierdie geskil tussen hierdie twee mense was. Dan dink jy by jouself, is ons besig as kinders van die Here met leuns, met goed wat ons versprei oor ander mense, wat ons weet van alle waarheid ontbloot is. Ander manier hoe ons tong skade kan doen, soos wat ons gelees het van hierdie Chicago 4 en hierdie 4 verslaggewers, die gedagte van skinder. Wanneer ons by mekaar kom en jy vra die vraag, het jy gehoor, of ek hoor dat, of ek wonder of dit waar is, ek wil nie eintlik daaroor praat nie, maar ek wonder of dit waar is, en ai, die mense. En as niemand reageer nie, dan sê jy weer, ai, die mense, totdat jy jou vra, wat die mense? Ag, dankie dat jy vra, ek wil nou nie eintlik skinder nie, maar kom ek vertel julle maar, daar is oor om te luister, en die ander gedagte van om te vlei met jou woorde. Vriende, skinder behels om agter 'n persoon se rug te sê, wat jy nooit in sy gesig sal sê nie. Vleiery beteken om in 'n persoon se gesig te sê, wat jy nooit sou sê agter sy of haar rug nie. Groet die broeder by die kerk en jy sê vir hom, "Jesus, hoe gaan dit met jou? Jy lyk goed man, dit lyk of jy 'n paar kilos verloor het. Dit lyk of dit goed gaan met jou en jou gesin." Jy draai my klim in die kar en jy sê vir jou vrou, "Jesus, hoe dik geword, hè?" Eers ek weet sy is nou, hy so rond se bal, en ek weet sê, het lyk of hulle swaar kry, kinders 'n bietjie armoedig aangetrek. Jy sien, dis die probleem, ons tong, en ons dink God hoor nie. Vanmôre my stilte tyd was die gebed van my hart, dat die Here my bewus sal maak daarvan, dat sy gees by my is, elke oomblik van elke dag. Dan is daar ook kritiek, altyd daarop uit om ander te beoordeel volgens jou eie standaard. Niemand kan niks reg doen nie behalwe jouself. Daar's altyd kritiek wat jy lewer, en ag vriende, as ons as mans van die Here, as kinders van God, werklik met 'n goeie karakter wil leef in hierdie bose wêreld, dan moet ons woorde tel. Hoor dit sê die Bybel vir ons in Kolossense 4 vers 6. Laat julle woord altyd aangenaam wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Vanmôre was dit vir my weer so kosbare les. Nou, my werk in die oggend, soos die meeste van u weet, is om oudspap te maak. Vir my vrou, want sy hou daarvan. En ek het begin leer om ook daarvan te hou. Is nie so lekker nie. Ek eet dit nie soos sy nie, ek drink dit. Dan is dit vinniger verby. Klaar.
Maar vanmôre toe skep ek my deel van my oudspap vir my in. En op 'n stadium was daar so 'n bietjie op die pot gewees en ek sit dit so in my mond en ek proe, maar hoorie, dit is vrek sleg vandag. En toe onthou ek het nie sout ingegooi nie. En ek haal gou die sout uit, ek gooi op my pap en ek gooi na 'n potjie en ek meng dit deur en sy het lekker geëet. Sy het nie geweet daar was nie sout in nie. Maar toe dink ek aan wat die skrif ons sê. Laat jou woorde smaakvol wees, smaaklik. Laat jou woorde met sout besprinkel wees. Sodat julle kan weet hoe julle iedereen moet antwoord. Die volgende vers, dan gaan ons na die laaste punt toe. Efesiërs 4:29, laat daar geen vuil woord uit julle mond uitgaan nie. Maar net 'n woord wat goed is vir die nodige stigting. Luister, as daar 'n gesprek is van 10 mense, waarvan 7 ongered is en 3 gered is, moet hulle nie wonder na die tyd wie's gered en wie's ongered nie. Jy moet hoor, hierdie manne wat hier praat, se mond is geheilig en gesuiwer. Geen vuil woord uit jou mond nie. Wat se woorde moet uit jou mond gaan? Dit wat tot die nodige stigting dien, sodat dit genade kan gee aan die wat dit hoor. En bedroef nie die Heilige Gees van God nie, deur wie hulle verseël is tot die dag van verlossing. Baie interessant is dat die feit dat ons die Gees bedroef en die gedagte van ons woorde in dieselfde asem genoem word. Ons woorde kan die Heilige Gees bedroef. En daarom sê die Bybel, moenie die Heilige Gees bedroef nie, let op wat jy sê. En dan gaan ek by die laaste gedagte stilstaan, vriende, gaan probeer om dit vinnig te hanteer, die gedagte van ons werksetiek. As ons 'n goeie karakter wil hê, dan het dit nodig, vriende, dan is dit van kardinale belang in hierdie bose wêreld, dat ons ook in hierdie opsig God sal verheerlik. As ons dink aan werk, dan wil ek vir u sê, vir die meeste, het dit 'n negatiewe konnotasie. Wie van u hou van werk? Wie van u sien af, daarna uit dat die wekkermore afgaan, dat jy kan opstaan en kan sê, yes, ek gaan na my werksplek toe. Hande? Okay, die een is op pensioen, die ander een bly in die pastorie. Daai is 2 goeie goed, hoe ek vir u sê, volg dit na. Okay. Maar die gedagte net is, vir die meeste van ons is dit 'n negatiewe ding. Ons is pessimisties oor die gedagte van werk en selfs vyhandig teenoor dit. Ek luister na die jong mense se gesprekke en ek kom agter dat die meeste jong mense probeer ryk word op 'n manier waar hulle die minste doen, sodat hulle die meeste kan in, om dan hulle lewe te spandeer aan uitstappies, uit eet, mooi karre, al die dingetjies. Maar die Bybel vir ons sê, ons kan miskien kry as ons dit daarvoor gewerk het, as ons hard gewerk het daarvoor. Maar ek wil vanmôre vir u sê, dis belangrik dat ons sal sien, as mans moet ons die leiding neem in hierdie opsig om te werk met ons eie hande. Werk is nie 'n straf van die Here nie. Luister wat sê die Bybel vir ons. Genesis 1:26. God het gesê, laat ons mense maak, na ons beeld, na ons gelykenis, en laat hulle heers oor die visse van die see, en die voëls van die hemel, en die vee, en oor die hele aarde, en oor al die diere wat op die aarde kruip. So God het ons na sy beeld geskaap. En nou vriende, ons weet, dit gaan nie oor hoe ons lyk fisies nie, maar dit gaan eenvoudig oor die gedagte, dat God ons intelligente wesens gemaak het. Ons kan dink, ons kan reageer, wilskeuses uitoefen, verantwoordelik wees vir ons optredes, emosies toon, en al hierdie dinge wat diere nie kan doen nie. Ons is mense, geskape na die beeld van God. En nou sê die Bybel vir ons, dat hierdie God wat ons geskaap het, was 'n God wat gewerk het. Kom ek lees vir u. En God het op die 7de dag sy werk voltooi. Nie te snak na die asem nie. Vir God was dit nie dat daar sweet uitgeslaan het by hom en hy geweldige krag moes insit om te skaap nie. God het 'n woord gespreek, maar die feit is, die Bybel sê vir ons, hy het gewerk. Dit wat hy gedoen het, was iets wat ons kon sien, iets wat ons kan aanvat, wat ons kan raak. En God het sy werk voltooi wat hy gemaak het, en op die 7de dag gerus van al sy werk wat hy gemaak het. Nou kom die Here en die wie hy geskaap het, die mens, hy het nie vir die diere gesê om te werk nie, hy sê vir die mens in Genesis 2 vers 15, toe die Here God die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te bewaak. Dis belangrik dat ons sal sien dat ons as mans in besonder moet werk, fisies moet werk, dat ons na ons werksplek sal gaan, as ons by die huis is, as ons eie besigheid het, dat ons sal opstaan en vir ons vrou en ons kinders wys. Ek het inbors, ek het integriteit.
Ek doen wat die Here van my vra om te doen. Ek hoor onlangs van 'n man wat sy werk gelos het, hy bely as 'n kind van die Here, hy bely behoort aan die Here, hy het op kerkrade gedien, hy was selfs op 'n stadium in 'n kweekskool gewees, hy het selfs op 'n stadium gaan leer vir 'n predikant, en hy het so jare wat terug vir sy familie gesê, hy is nou klaar, die Here sorg vir die mossie, en die Here sorg vir die 4 op 1000 heuwels, so hy sal vir my sorg. Man praat nou die dag met my, hy sê vir my, van die bepaalde predikant, wat deel was van ons bediening op 'n stadium, of wat in die kerk waarin ek was, hy sê vir my, hierdie ou, is by sy familie, hy doen absoluut niks. Hy sal in die 60. Hy doen niks, hy sê, die Here vir my gesê, dat julle vir my sal voorsien. Nou ek is nou nie 'n naas Botha nie, maar ek sal vir my dropskop gee, en ek sal vir hom sê, gaan werk, gaan doen iets. Luister, is nie 'n straf nie, dis iets wat God ons gegee het om te doen. Ons is die beelddraers van die Here, hy het gewerk en ons aangestel om te werk. Jesus toe op aarde was, sê die Bybel vir ons, hy het heel dag, was hy in die werk van sy Vader. Daarom sê die Bybel vir ons baie duidelik in Efesiërs 4:28, laat die een wat steel nie meer steel nie, maar laat hom liewer arbeid deur met sy hande te werk wat goed is, sodat hy iets kan hê om mee te deel aan die een wat gebrek het. Ek het onlangs 'n seminaar bygewoon, waar die predikant die vraag gevra het, wat van ons kinders wat 4-25 is en hulle kry nie werk nie? Sy antwoord was gewees, sorg dat hy nie by die huis sit en PlayStation speel nie, maar die môre as jy gaan werk, het hy opstaan en gaan werk soek. En as hy vanaand terugkom, dat hy sal terugkom. En sal sê, luister, ek het daar aansoek gedoen vir werk. Jy sien, die probleem van vandag is, ons sê maar, luister, ons omstandighede het verander, die land het verander, en ons kweek leikinders, wat môre op ons peer, en ons raak kwaad vir hulle, omdat hulle nie werk nie, maar ons het hulle nie geleer om te werk nie. Daar is karre wat gewas moet word by die huis, daar is huise skoongemaak moet word. Jou kinders is nie die mense wat bedien word nie. Jy leer hulle om te werk, soos jy die voorbeeld stel om te werk. Vriende, ek moet baie vinnig sê, daar is 2 pole hierso. Die wat te lui is om te werk, en die boek Spreuke het baie oor hulle te sê. Hulle is te lui om te werk, en die een van die verskonings, wat die ou op sy bed lê, dan kyk hy by sy venster uit, dan sê daar sy leeu in die straat. Wat? Dit is so mooi as die Bybel baie keer hierdie goed sê, want dan dink jy vir jouself, dis die dom verskonings wat mense gebruik, om nie iets te doen nie. En ons weet mos wat ledigheid is, né? Die duiwelse oorkussings. En dan kan ons die ander pool, die een wat ongelukkig ook waar is in die minderheid, maar die werkverslaafde. Hulle kan dit nie ophou nie. Hulle werk heel dag, vanaand hulle by die huis kom, is daar ekstra werk, en vanaand 12 uur, 1 uur gaan slaap hulle tot 5 uur toe, 5 uur is hulle op. Daar is nie kinders, tyd met die kinders nie, as die tyd met die man of die vrou nie, daar is nie tyd vir die gemeente nie, as die tyd vir die werk van die Here nie, en die Here waarsku ons ook teen dit. Want vriende, ons het nodig om gebalanseerd te wees, hoor hoe prachtig stel Paulus het in 1 Tessalonisense 4 vers 11. Hy sê, en julle eer daarin te stel, julle eer is nie 'n straf nie, stel jou eer daarin om rustig te lewe, julle eie sake te behartig, met julle eie hande te werk, soos ons julle beveel het, sodat julle welvoeglik kan wandel teenoor die wat buite is, en aan niks behoefte mag hê nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, die wêreld, die ongeredde hou jou dop. Hulle sien wat jy doen. Hulle sien hoe jy opstaan in die môre, en die man klim in sy kar wat gewas is, skoon. Praat nie van as dit die vorige dag gereën het. Jy sal nou weer sê, ja, hy het gesê, die kar moet altyd skoon wees. Ons gaan nou kyk of sy kar skoon is. Gelukkig Kalfyn het gister gewas so. Maar die hele gedagte is net. Mense sien as dissipline in my lewe, as dissipline in my huis. Ons dink, vriende, net om die evangelie te preek is al. Dis wat ons moet doen. As mense sê hulle moet hulle bekeer tot die Here, anders te gaan hulle hel toe. Dis goed, sê dit. Maar leef dit ook. Wys vir hulle dat die Here in jou lewe 'n nuwe karakter, 'n nuwe mens daar kom vestig het, wat vernuwe word deur die vernuwing van jou gemoed, deur die waarheid van sy woord, waarvan hierdie werksetiek belangrik is. Ons kan nie in die kerk van die Here Jesus met lui mans sit, wat nie wil werk, en verwag dat die Here op 'n bonatuurlike manier die kraaie moet stuur, en die spruit moet laat loop nie. Het is kosbaar om te sien hoe die Here vir ons in tye van nood dra,
Maar ek pleit by u dat ons as mans die leiding sal neem in hierdie saak. Sal volgende week na die res kyk, maar vanmôre gesien, dissipline in my karakter, integriteit, spraak, werk. En ek wil afsluit met die woorde van 2 Korintiërs 2 vers 15. Want ons is 'n aangename geur van Christus tot eer van God, onder die wat gered word en onder die wat verlore gaan. Vir die laaste reuk van die dood tot die dood, maar vir die eerste reuk van die lewe tot die lewe. Ek wil vir die mans vra vanmôre. Die vrouens en die kinders is nie uitgesluit nie. Wat se geur versprei ons? Wat se reuk is daar wat ons afgee? Ek vra nie vanmôre vir jou, wat se werk doen jy, hoeveel geld in jy, wat ry jy, waar bly jy nie. Dis irrelevant. Vriende, luister, ek staan hier in verwondering oor iemand wat baie meer het as ek nie. Inteendeel. Ek is dankbaar teenoor die Here, ek het nie so baie en so baie verantwoordelikhede nie, glo my. Ek dink is maklik om ryk te wees, daar is baie stres wat daarmee gepaard gaan. Ek kyk ook nie af na die ou wat minder as ek het nie. Maar ek eer die Here vir 'n man wat werk. Vir 'n man wat hierdie nodige integriteit het in sy lewe, in sy daaglikse omgang met mense en wat sy woorde met sout besprinkel is. Mag ons die Here eer deur hierdie paar dingetjies. Ons gaan volgende bietjie aangaan, gaan kyk wat die Here vir ons leer, maar mag ons manne wees wat God verheerlik. Mag ons vroue en ons kinders begelei hierin en mag ons die Here in alles verheerlik. Kom ons bid saam. Vader, daar is so baie wat ons kan sê oor hierdie sake, maar dankie, dit is noodsaaklik dat ons die skrif sal ondersoek en vir onsself hierdie saak sal uitmaak. Hoe lyk ek voor die Here? Hoe lyk ek voor mense met wie ek daagliks praat en saam mee werk en die mense in my huis? En help ons, Here, om regtig manne met karakter te wees. En dat ons karakter, Here, gekenmerk sal wees deur soveel van hierdie Bybelse beginsels, sodat ander mense na Christus getrek sal word. Dierbare Here, help ons in hierdie saak. Geef vir ons genade en wysheid, sodat ons eerlik sal wees in alles wat ons doen. Of dit nou 'n sport is waarin ons deelneem, of dit 'n besigheidstransaksie is wat ons moet beklink, of dit 'n gesprek is met my buurman, Here, en of dit by die werk is 'n kwessie wat ek moet uitsorteer. Help ons dat ons mense, manne van karakter sal wees, en U so verheerlik.